Ons toetrede tot die erediens kom uit Gesang 163 en na die fotum en seëngroet sing ons tot lof van die Here uit Gesang 198 strofes 1, 2 en 3. Gemeente, volgens Psalm 46 vers 2 tot 3 vertroos die Here ons met die volgende woorde: Ek is vir julle 'n toevlug en 'n beskerming. Ek was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom hoef julle nie bang te wees nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dode opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister aandagtig uit Eksodus 20 hoe ons dit moet doen. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag
van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en aarde gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing Gesang 250, strofes 1, 4 en 5. Broers en susters, God se woord verseker ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Heer, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in 'n Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons dank God ook nou vir die verlossing wat hy ons in Christus gegee het. Kom ons sing uit Gesang 599, strofes 1 en 3.
Geliefdes, ons skriflesing vanoggend is uit die Nuwe Testament en wel uit die evangelie na die beskrywing van Johannes. Ons lees Johannes 20 en ons gaan daar lees verse 19 tot 25. Hierdie gedeelte handel oor Jesus se verskyning aan sy disippels na sy opstanding. Voordat ons dit saam lees, kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die heerlike voorreg wat ons vanmôre het, om hier as verloste sondaars, as gemeente te kan saamkom. Ja, Here, dat ons vanmôre kan terugdink aan die kruisiging, die sterwe, maar ook die opstanding van ons Here Jesus Christus, u Seun. Baie dankie dat u in u genade ons as swakke sondaar mense in liefde aangesien het. U het ons nie nodig nie. Ons het u nodig. Maar tog, u kon ons maar almal as gevolg van die sonde gestraf het. Tog bewys u u genade, die regverdig die mens te straf, maar deur self as God mens te word, om die straf namens ons te kom dra. Wat 'n voorreg is dit nie, om gelowige kind van u te wees nie. Daarom, o Heer, is dit ook ons gebed vanmôre, dat u hier in ons midde sal wees, dat u self met ons sal praat, en dat u sal gee, dat ons ook hier vandaan sal heen gaan, en vrug sal gaan dra. Here, vrug wat spreek van ons diepe dankbaarheid vir u liefde en u genade. Ons vra hierdie dinge vanmôre in kinderlike afhanklikheid, alleen in die naam van ons Here Jesus. Amen. Kom ons sing nou in aansluiting by ons gebed, Gesang 257, en ons sing daarvan al 3 die verse. Johannes 20, vers 19 tot 25. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar.
Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12 was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê te vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Ons lees tot sover. In Jeremia 23 vers 29 sê die Here, my woord is soos vuur, soos 'n hamer waarmee klippe stukkend gekap word. Liefde broeder en suster, wat 'n belangrike Sondag was daardie Sondag toe ons Here Jesus uit die graf opgestaan het, uit die dood. 'n dag wat gelaai was met wat ons kan sê uitstaande opwinding, want dit het die loop van die geskiedenis vir eens en vir altyd ingrypend verander. Ons lees in die voorafgaande gedeelte volgens Johannes die teleurstelling en die hartseer van Maria Magdalena toe sy vroeg daardie oggend by die graf kom en sien dat die graf die klip voor die graf weggerol is. Haar leermeester, haar rabboni, sy liggaam is nie meer daar nie. Maar hoe reageer sy? Deur haar trane sien sy nie wat aan die gebeur is nie. Ook later, wanneer sy in die graf inkyk en sy 2 engele daar sien, wat vra in hulle vra, waarom huil jy? Wat sê sy? Sê vir my waar julle my Here begrawe het. Ek sal hom daar gaan haal. En uiteindelik daardie Sondagoggend, Jesus wat daar vra, Maria, waarom huil jy? Sy dink dat die tuinopsigter is. En vir hom ook vra, waar het u my Here begrawe? Sê vir my, dan gaan haal ek hom. En dan baie belangrik wat daar gebeur. Maria, Jesus roep Maria by haar naam, Maria. En wanneer hy haar naam noem, dan besef sy, maar dit is die Here. En antwoord sy ook, Rabboni, my leermeester. Dis die gedeeltes voorafgaande aan hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het. En dan daardie selfde Sondag, die Sondag waarop Jesus opgestaan het uit die dood, maar nou teen die aand, Jesus se verskyning aan sy disippels. Die Nederlandse teoloog Dr. Smelik beskryf hierdie Sondag soos volg: die eerste dag der week, die eerste dag der Christendom,
die eerste Sondag der geskiedenis, die eersteling der dagen. Ja, hierdie dag was vol gewees als geen andere. 'n Besondere Sondag. Johannes vertel nie vir ons van Jesus verskyning aan die Emmausgangers nie, soos wat Lukas doen nie, maar dis nou nie hier van belang nie. Wat lees ons hier volgens Johannes? Ons lees dat Jesus se disippels daardie aand, en dis ons skrifgedeelte, daardie Sondag aand agter geslote deure gesit het. Hulle was bang. Hulle was onseker, hulle het ook nog nie verstaan of geweet wat aangegaan het nie. Die rede waarom die deure toe was omdat hulle bang was vir die Joodse leiers, die godsdienstige leiers, dat hulle sal kom om hulle ook gevange te neem. En uiteindelik wat gebeur? Dis nie die Joodse leiers of godsdienstige leiers wat deur die deur inbars nie, maar Jesus self, wat deur die geslote deure in die vertrek inkom. En wat doen hy heel eerste? Hy sê vir hulle die wonderlike woorde, vrede vir julle. Kom ons stel onsself die prentjie in ons geestesoog voor, daar sit hulle, verward, bevrees, verstaan nie heeltemal wat aangegaan het. Waar is Jesus? En hier eensklaps staan Jesus in lewende lywe en in sy teenwoordigheid kom hy met die lewegewende woorde, vrede vir julle. Dit bring 'n einde aan hulle verwarring en vrese. Wat 'n belewenis moes dit nie gewees het nie. En dan om hulle nog verder van sy opstanding te oortuig, sodat daar geen twyfel hoef te bestaan nie, wys hy vir hulle die tekens van die spykers en ook die teken van die spies, swaar gewonde sy. Nou kan daar by hierdie paar disippels geen twyfel meer wees dat dit Jesus wat gesterf het, is wat hier voor hulle staan. Hy dra die tekens van die dood nog aan hom, maar tog staan hy voor hulle. Dit kan net een ding beteken. Hy het uit die dood opgestaan. Nou, broeders en susters, volg een van die belangrikste gedeeltes vir die kerk van Jesus Christus. Die baie belangrike dinge gebeur volgens ons skrifgedeelte. Eerstens stuur Jesus sy disippels, soos die Vader hom gestuur het. Dis een van die sentrale boodskappe of temas in die Johannes Evangelie. Dit sê vir ons wie Jesus is. Hy is die Seun van God. Die Vader, die gestuurde Seun. God self het hierdie Seun as God self toegerus en aan hom gesê wat hy moet doen. En hierdie Seun van die Vader het sy taak op aarde kom uitvoer. Hy het in die mense plek gesterf as mens, die sonde gedra, maar as God die straf vir die sonde weggedra, weggeneem. En nou gebeur dieselfde opdrag wat Jesus gee vir sy disippels. Nou moet sy disippels gaan en hierdie boodskap verder gaan verkondig.
Hy sê in vers 21, nadat hy gesê het, vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Maar tweedens baie belangrik, Jesus stuur hulle nie om op eie krag hierdie taak te gaan volbring nie. Nee, hy blaas oor hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Eers wanneer die Heilige Gees oor 'n mens kom, is daardie mens in staat om die evangelie te verkondig. Om die boodskap van Jesus Christus aan die wêreld te gaan uitdra. 'n Mens kan dit nie in eie krag aanpak nie. Alleen wanneer God deur sy Gees 'n mens daartoe bekwaam maak. Derdens gee Johannes, of Jesus volgens Johannes 20 vers 23 aan sy volgelinge besondere bevoegdheid, maar iets waaroor ons baie versigtig moet wees wanneer ons dit verstaan. En dit is wanneer hy vir sy volgelinge sê, as julle mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle mense hulle sonde nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Ons moet dit reg verstaan. Nie soos die paus in die Romeinse kerk reken, dat die paus en die priesters mense hulle sondes kan vergewe nie. Binne die konteks van die evangelie, volgens Johannes, beteken dit dat sondevergifnis direk aan die aanvaarding van Jesus Christus gekoppel is. Ja, dit is die boodskap wat sy volgelinge nou moet gaan verkondig. Daardie boodskap sal deur die kragtige werking van die Heilige Gees, waarmee hulle nou toegerus is, mense tot geloof in Christus Jesus bring. En dit is aan hulle wat tot geloof in Jesus Christus gekom het, wat die disippels met vrymoedigheid kan sê, dat God hulle sondes vergewe. Dis nie die disippels wat kan vergewe nie, maar op grond van dit wat Christus gedoen het, mag hulle sê, op grond van sy genade word julle sondes vergewe. Hierdie gedeelte leer ons eerstens, broeders en susters, dat niks en niemand Jesus se teenwoordigheid in ons lewe kan stuit nie. Nie eers geslote deure nie. En die kosbare is, wanneer ons as mense Jesus raak sien in ons lewe, verdwyn alle vrees soos mis voor die son. Ons sien ook die duidelike getuienis dat Jesus werklik uit die dood opgestaan het. En ons leer ten slotte dat hy aan sy disippels en sodoende dis aan sy kerk. En nie net aan die predikant nie, maar ook aan elke gelowige die uitdruklike en ondubbelsinnige opdrag gee om hom en sy blye boodskap van verlossing, van liefde, van opstanding uit die dood te gaan verkondig. Sodat wanneer mense hierdie boodskap glo, hulle sondes ook vergewe sal word. Die kerk is dus nie tot aansyn geroep om mense se voorkeure en willekeure te bevredig nie, maar om die opdrag van die Vader aan die Seun en van die Seun aan die kerk, dit wat toegesê is, te gaan
verkondig. Maar die kerk moet die mense ook voortdurend wys op die konsekwensies wat daar is vir mense wat hierdie verlossingswerk nie wil aanvaar nie. Hierdie genade, hierdie liefde van God nie. So broers en susters, het God, ons Vader, deur sy enige gebore seun, die Messias, dit ook aan ons gegee. Daarom is dit geen uitvoering van ons opdrag om met allerlei quasi-sielkundige storieetjies van kansels af of deur toevoeging van allerhande tierlantynkies mense se guns vir die kerk te wen nie. Dan het die kerk niks anders as 'n klip geword nie. Baie belangrik, die ononderhandelbare waarheid wat ons moet verkondig, is dat Jesus die Christus, die Seun van God, gekruisig is en gesterf het, maar dat hy weer uit die dood opgestaan het, en sodoende die dood, die straf vir ons sonde, van ons al weggeneem het. En omdat hy opgestaan het, kan ons ook glo en aanvaar dat ons ook weer uit genade uit die dood sal opstaan. Maar ons moet ook weet wat die konsekwensies is vir aanvaarding of verwerping van hierdie genade. As mens dit glo, een ek, dan kan ons weet, ook ons sondes word vergewe, maar as ons dit verwerp, sal God ons ook verwerp. En bly die helse vuur en die ewige dood vir elkeen wat dit verwerp se voorland. Daarom die boodskap vanoggend aan ons. Glo dit. Die Here het aan die kruis vir jou en vir my gesterf. Maar hy het ook opgestaan sodat ons ook kan lewe. Nie net vandag nie, maar ook tot in ewigheid. Laat ons hierdie heerlike boodskap glo en gaan uitleef. Alleen die weg deur Christus, daar's geen ander weg nie, lei na lewe. Alle ander paaie loop uit op die dood. Wat 'n genade. En daarvoor kan ons ook maar net uit diepe dankbaarheid die Here loof vir al sy goedheid. Mag dit ook vir elkeen van u vandag 'n werklikheid wees, dat u sal weet, ek sal ook uit die dood opstaan, wanneer die tyd ryp is. Wanneer ons Here Jesus teruggekom het, wanneer dit ook al mag wees, en saam met hom sal lewe, tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoe sê mens dankie vir u liefde en u genade. Here, ons kan maar net ook bid dat u deur u Gees in ons harte sal werk, om u boodskap van genade en liefde te aanvaar, maar dat u ook sal gee dat ons uit diepe dankbaarheid minstens net sal probeer. Al kan ons nooit om u wil te gehoorsaam, u wet,
Want hoe 'n ander wêreld sal hierdie nie wees as mense net luister na u wil nie. Dan sal ons nie hoor van moord, van bedrog, van diefstal en al die ander ellendes nie. Ons weet ons kan dit nooit doen nie. Ons kan nooit volkome gehoorsaam wees nie. Maar as ons net probeer, kan hierdie wêreld so 'n ander plek wees. Hier omdat die duiwel nog steeds op hierdie aarde al is hy gebind, hard probeer om mense weg te trek van u genade en liefde. Daarom bid ons, kom Here Jesus, kom gou. Kom maak 'n einde aan hierdie sondige wêreld. Ons dra vanmôre hierdie gemeente, elke broer en suster, elke kind aan u op. U ken elkeen se hart. Gee dat hulle, wanneer hulle treur, getroos sal wees, wanneer hulle onseker is, sekerheid sal kry, dat hulle vreugde volkome sal wees. U weet van onsekerheid vanmôre, u weet van siekte, u ken elkeen se omstandighede. Here, gee dit wat nodig is, krag na kruis. Ons vra bo alles dat u vir hulle sal vashou in die geloof, dat hulle nooit aan u liefde sal twyfel nie. Vergewe ons waar ons in hierdie oggend ook al reeds in gedagtes, woorde of werke teen u of ons naaste oortree het. Ja, Here, en sien ons aan in u genade. Ons vra dit alles. Ons dank u alleen in Jesus naam. Amen. Kom ons sing nou ten slotte Gesang 422. Daarvan al die verse. Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Vir sondaars het die Heer gesterf. Die lewe deur sy dood verwerf. Oorwinning is vir ons verkry oor sonde mag en heerskappy. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Vir sondaars het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Hy het oorwin die dood, die hel, ons kan dit wêreldwyd vertel. Die Heer het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Aan hom die lof, die roem, die eer. Hy laat ons met hom triomfeer. Laat ons, o Heer, deur u Gees afhanklik en oorwinnaars wees. Gesang 422, daarvan al die verse. Amen. 'n 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 '
ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.